Liewe Here, magtige God, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan staan. Dankie vir die belofte wat U gemaak het, dat U hier sal wees. Sonder verdienste, liewe Heer, is ons hier. Sonder prestasie, maar deur genade, liewe Heer, deur genade alleen, dan kan ons saam met U hier wees. Dankie. Mag U, liewe Heer, ons ore oopmaak om te hoor wat U vir ons sê. Mag U woord duidelik spreek tot ons harte vandag. In Jesus naam. Amen. Ek het die voorreg gehad om seker omtrent 20 jaar gelede, ja, om bietjie meer as 20 jaar gelede, toe het iemand vir my 'n vliegtuigkaartjie bespreek om Duitsland toe te gaan. En toe kon ek 'n paar gedeeltes van Europa sien. En een van die plekke wat ek baie graag na toe wou gegaan het, was Berlyn. Daar was iets omtrent dit wat my getrek het. Al die verhale, al die verhale wat ek daarvan gehoor het. Ek gaan myself nou onderbreek vir 'n oombliekie en ek gaan terugkom na daai storie. Kan ek net baie dankie sê vir die mooi musiek, die mooi spesiale item, die mooi blomme. Wat 'n voorreg is dit om vandag hier so saam te wees. Is dit nie? So, net kort danksegging voordat ons voortgaan. Ek is bly om hier te kan wees. Ek hoop na hierdie boodskap gaan julle ook wees. So Berlyn, en ek die enigste tyd toe ek kon gegaan het was in Desember, en ek kom hier so uit die moltrein uitgestap, nadat ek gekom het van, dis Frankfurt, en dan daar op die laaste stukkie hier so, dan die trein gaan ondergronds, en ek kom hier so uit, en wie weet hoe lyk Duitsland in die winter? Dis nat en grou, en dit is koud, en dit is nog nie Januarie, Februarie, wanneer die sneeu eintlik gekom het en alles is sprokies mooi en goed soos dit is nie so nie, dit is net, dis soos Kaapstad sonder die see en die berge. Maar ek kom hier so uitgestap en ek sien hierdie geweldige groot kolom wat staan, 70 meter hoog, met 8,5 so, 9 meter, dink net so, 3 verdieping hoë, goue engel, wat staan bo op hierdie struktuur. Die Siegessäule, oorwinningssuil, oorwinningskolom. Dit was vir my absoluut aangrypend om die ding te sien. Dis asof dit het net so vir 'n oombliekie het 'n lig geword en die ligstraal val so op hierdie struktuur. En dit was verstommend. Ek dink ek het 'n prentjie wat ek vir julle kan wys van hoe dit lyk as jy daar sê. Dit lyk so. Julle kan net dink. Nou as jy mooi gaan kyk, daai is 'n mens wat daar so staan. Nou verstaan jy die skaal van hierdie ding en jy kyk na dit en is net goeiste. En daar's so baie dinge in Berlyn wat my gegryp het. Die Alexanderturm, die Brandenburger Tor, die omvang van die plek, die grootsheid daarvan is fantasties. Daar's ook oulike goedjies wat mens kan sien. Dit is die Ampelmännchen van Oos-Duitsland. 'n Ampel in Duits is 'n verkeerslig. So die verkeersligmannetjies, Ampelmännchen. En hy lyk nie soos dit in Wes-Duitsland, in die weste kant nie, maar in die ooste kant, dan hy het sy hoedjie op en hy's op 'n missie. Ek is besig. Daar's dinge om te doen. Maar daar's ietsie anderster wat ek spesifiek gegaan het om te gaan sien, wat ek uit die geskiedenis van gehoor het en wat ek graag wou beleef het. En ek het die ding toe gesien op 'n afstand. En dit is die Berlynse muur. En naby dan sien mens 'n skildery wat lyk soos hierdie gedeelte staan nog steeds. Nou, ja, ek weet, dis vieslik. Hierdie twee ouens wat mekaar nou soen, hierdie twee ou ooms wat soen. Maar dis nie dit nie. Hierdie is die Russiese wyse van hoe hulle mekaar gesoen het. 'n Sowjet groet. En die persoon aan julle linkerkant is Leonid Brezhnev, die destydse hoof van die kommunistiese party, die sekretaris-generaal van die kommunistiese party in die Sowjetunie. En aan die regterkant dan is dit Erich Honecker, wat die hoof is van die Duitse Demokratiese Republiek, wat glad nie demokraties was nie.
Dit is die Oos-Duitsland was onder Erich Honecker. En hierdie twee gee vir mekaar hierdie broederlike kus. Hierdie was 'n foto, dis 'n foto wat geneem was in 1979 as ek dit nie mis het nie, en toe was dit later op die muur geskilder. En as ons net weer die prentjie kan opkry, ek wil julle aandag vestig op ietsie, dit wat ondergeskryf is. Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben. My God, help my om hierdie dodelike liefde te oorleef. En dis ikonies in Berlyn. Dis 'n ikoniese prentjie, dis 'n ikoniese gesig, hierdie stuk van die Berlynse muur wat daar is. Help ons asseblief om hierdie ding te oorleef, want op die 13de, dit het die nag van die 12de toe het begin, maar die 13de Augustus 1961, toe was daar doringdraad gespan vir 'n afstand van omtrent 97 km deur Berlyn, en toe aan die agterkant van Wes-Berlyn vir oor 100 km, wat hulle dit afgekordon het van die res van Oos-Duitsland. Soos vir diegene wat nie weet nie, is dat Berlyn hy val aan die ooste kant van Duitsland, en hy is as die hoofstad was verdeel in 4 sektore, die Britse, die Engelse, die Franse, en dan die Russiese sektor. En daar het in die jaar 1960 ongeveer 200.000 mense deur Wes-Duitsland uit Oosbloklande gevlug na die weste toe, om net te sê, hoor hier, ons moet hier so uitkom. En Erich Honecker, wat julle daar gesien het, op hy vorige prentjie, hy was die man wat verantwoordelik was vir die oprigting van die muur. En hulle het in een nag, toe sper hulle net die hele plek af, en hulle span doringdraad vir 'n vale, en mense het begin om bekommerd te raak. Dis Wes-Duitsland aan daai kant, en Oos aan hierdie kant. Die ouens van Oos-Duitsland, van Oos-Berlyn, was nie toegelaat om daarna toe te gaan nie. En hierdie is een van daai prentjies wat jou hartsnare net so trek. Daar staan die familielede met mekaar. Ek weet nie van wat hulle verhouding met mekaar is nie, maar jy sien die twee babas in die moeder se arms wat hulle hande so uitstrek, en kan ek net asseblief hier so vat aan my maatjie. Maar nou is daar hierdie versperring tussen ons, en ons kan nie hier so oor hierdie ding kom nie. Ons kan nie wegkom nie. En binnekort, toe was dit nie net doringdraad nie, toe was dit 'n muur, en kort nadat daai muur opgerig was, toe word daai muur net groter, en daar is 'n niemandsland wat daar is, en dit word bewaak met soldate, met masjiengewere en spreiligte, en hulle sal enigiets doen wat hulle kan om seker te maak dat jy bly daar binne. En elke laaste poging wat 'n mens kon aanwend om uit te kom, sou mense probeer het, maar bitter min het uitgeslaag. Daar was sommiges wat uitgekom het, maar teen die tyd wat daai muur eintlik toe was, dan is die kans van uitkoms is omtrent 0. Dis die hele gesprek op sy eie van hoe mense dit probeer het. Maar die punt van nou van vandag se gesprek is ontsnap terwyl jy kan. Ontsnap terwyl jy kan. Die titel is in die blaadjie sê dubbele burgerskap. Maar daai is die gedagte wat ek wil deel met u vandag. En hierdie is nie net vanuit 'n politieke perspektief wat dit plaasgevind het eendag op 'n reendag, 70 jaar plus gelede, in 'n land wat ons nie ken nie. Dis glad nie dit nie. Hierdie gaan oor ietsie wat godsdienstig van toepassing is nou. En ons het die afgelope tyd het ons gepraat oor die huidige wêreldomstandighede en wat aan die gang is. En ek het vir julle uitgewys uit Openbaring 12 is daar 'n spesifieke waarskuwing wat gegee is. Openbaring 12 vers 17 sê, die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Daar was 'n oorlog in die hemel, Satan is neergewerp, kom aarde toe, oorlog gaan hier so voort, diegene wat God volg, daar gaan oorlog gevoer word teen hulle. Die eerste gedeelte van Openbaring 13 praat van die dier uit die see, wat laster teen God, wat niks te maak wil hê met hom nie. En die tweede gedeelte van Openbaring 13 praat van waar daar gelaster word, die mense word gedwing om ook te laster teen God. So Openbaring 12 sê, jy is 'n teiken, want jy volg God.
Openbaring 13 sê, is dat daar gaan iemand wees, wat homself dan verhef teen God, op aarde. En dit word voortgesit om te sê, is dat daar gaan iemand wees, wat dan vir jou gaan probeer, om af te dwing, dat jy dan ook God laster, deur jou doen en late. En in Openbaring 14 kry ons hierdie reeks van waarskuwings, die laaste waarskuwings wat gegee word vir die mens. Openbaring 14, vers 6 tot 11. In die eerste een het ons klaar behandel van die ewige evangelie, wat verkondig word deur 'n engel wat in die middel van die lug vlieg, om vir alle stamme en nasies en volke en tale te sê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Maar nou vandag dan wil ek stil staan by die tweede gedeelte van daai, die tweede engelboodskap, wat sê, 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het, van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Geval, geval het Babylon. En Openbaring 18 gee vir ons 'n bietjie meer detail. Hy gee vir ons meer besonderhede. Vers 2, geval, geval, Openbaring 18 vers 2. Geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste, 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Want hoekom? Al die nasies het gedrink van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En vers 4 sê, 'n ander stem het uit die hemel ook, het hy ook hoor sê, gaan uit haar uit, my volk. Gaan uit haar uit, dat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Dringende waarskuwing, doen dit nou. Doen dit nou. Nou daarso is so baie wat mens kan sê omtrent hierdie versgedeeltes en van wat dit als beteken, van wat is die wyn van Babylon en hoe is dit uitgestort en wanneer het dit begin en dies meer. En ons kan nie in elke detail gaan kyk nie, so vergewe my dat hierdie is bietjie van ons vlieg op 'n taamlike hoogte hier. Dis 'n satellietbeeld wat ons hierso kry. Ons is nie besig om te loop stukkie vir stukkie nie. So daar's baie meer besonderhede, daar's baie meer detail as wat nou gegee kan word in hierdie tyd. Maar gee vir julle wat ek kan. Die vraag is, wat is die val? As dit sê, geval, geval het Babylon, dit beteken nie, Babylon het geval en is vernietig nie. Dis nie die punt nie, dit beteken verval, dit beteken afvallig, dit beteken hier is die morele stand, hier is die plek wat die veronderstel is om te wees, en in steede van om daar te wees, dit het afgewyk van wat reg is. En in Jesaja 48, julle is welkom om soontoe te blaai. Jesaja 48, as julle net wil kyk op die bord, dit sal ook daar verskyn vir diegene wat se vingers koud is, of sy batterye gedooi het. Ek hou vol. Hy werk nie met batterye nie, hy is soveel beter. Ek noem net. Jesaja, ek is hier in Jeremia, vergewe my. Jesaja 48 sê vir ons, en hierdie is nadat daar 'n hele hoofstuk is van 'n vergelyking aan die gode van Babel relatief tot die van Israel, en 'n hele stukkie so wat praat van die val van Babel. Dan sê dit in Jesaja 48 vers 17, so sê die Here jou verlosser, die heilige van Israel. Dis op die bord vir diegene wat wil volg. Ek is die Here jou God wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ag, as jy na my gebooie wou geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos 'n rivier, jou geregtigheid soos die golwe van die see. Jou nakomelinge sou gewees het soos die sand en wat jou uit jou liggaam voortkom, soos die korreltjies daarvan. Dit word gesê dat daar is 'n belofte wat die Here gegee het. Hou sy gebooie, volgens sy wie, en dan sal dit reg gaan. En dan in kontras sê dit, gaan weg uit Babel, vlug weg van die Galdeërs. Die hele aanhef vir hierdie in Jesaja 46 en 47 praat dan van die afvalligheid wat in Babel is, maar om nee, staan vir wat reg is, staan daar so vir wat God vir ons gegee het om te doen. Die afvalligheid, die val van Babel is afvalligheid. Kom weg van hierdie, want daar is nie heil wat in dit is nie. Hierdie kan jou nie help nie. Dit gaan nie help nie. Kom weg. Kom weg. Een van die eerste aspekte wat 'n mens kan uitlig
van dit. En soos ek gesê het, ek doen hierdie teen spoed, so ek gaan nie elke gedeelte na kyk nie. Daar's 'n ander skrifgedeelte in Jesaja wat daar so spesifiek melding maak van geval het Babylon en al haar beelde is stikkend geslaan teen die grond. So beeldediens is deel van hierdie. En Exodus is baie duidelik. Exodus 20 vers 4 en 5 sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel of wat onder op die aarde of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie neerbuig nie, voor hulle neerbuig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Want hy weet wat goed is vir ons. As ek gaan soontoe, dan gaan ek net in die afgrond gedompel word. Bly weg. Tog is daar 'n baie groot klem onder sekere geleedere om juis beelde te maak. En ons hoef nie daaroor, ek hoef nie die grootste detail daarom te gee nie, daar's 'n prentjie wat ek vir julle kan wys wat dit betref, wat dan 'n algemene verskynsel is. Hierdie is nie net in een kerk nie, hierdie is in talle kerke. Daar is 'n beeld en daar word voor dit neergebuig, terwyl die Here sê, dit moenie so maak nie, bly weg asseblief. Want hoekom? Dit gaan jou nie help nie. Dit staan baie duidelik hier in ander gedeeltes van Jesaja dat dit is onsinnig. Ek maak vir my hout bymekaar, van helfte van hierdie hout, dan maak ek vir my vuur en ek maak kos, die ander helfte dan maak ek vir my 'n gesneede beeld en ek gaan buig voor dit neer. Hoe kan dit wees? Dit kan mos nie. Dit kan nie praat nie, dit kan nie sien nie, dit kan nie help nie. Waarom gebeur dit? Talle kere dan word daai melding gemaak, is in Jeremia 10, in Jesaja 47, oralster. Hoekom sal ons dit wil doen? Help niks. Baie kerke doen dit egter. En die Here sê met regte, geval het Babylon. Kom weg van 'n stelsel wat dit aanhang. Bly weg. Jesaja 45 vers 20 sê, hulle weet niks wat die hout van hulle gesneede beeld dra en 'n God aanbid wat nie kan verlos nie. Nou, wat ons nie vandag kan doen, wat ons nie kan waag om te doen, is om hierso te staan te sê, ja, daai ou wat daar is, die probleem. Dis nie die doel voor oë nie. Ons wys uit van wat die sonde is, ons wys uit van wat die Here gesê het, kom weg, en wat is dit vanaf wat weggekom het word, en ons sien dit die beeldediens, moet ons vanaf vlug. Maar ons moet nou net hierso vir 'n oombliekie net stop, en dan vir onsself vra, is daar moontlik voorwerpe, miskien nie van hout nie, maar dalk van plasties of van metaal of rubber of wat gediens moet word elke 15.000 km of elke 8 ure gelaai moet word of ietsie soos daai waar sonder ons regtig sukkel om klaar te kom. Is daar dalk ietsie soos dit? Vra julleself daai vraag af. Ek weet nie. Miskien is dit 'n afgod in die lewe. Miskien is dit 'n ding van wat u ernstig moet oor besin. Is hierdie ding regtig waar die bron van my inligting, die bron van my troos, gaan ek goeders doen om seker te maak ek behou hierdie? En iemand sal vir my sê, Werner, maar dit is net in sekere geleedere wat hierdie goeders plaasvind, van daai goed wat ons gesien het. Nee, ek ken vir mense, en ek het al voorheen hierdie gesê, van wat hulle vat 'n klein medalje, wat hulle sê van Sint Christoforus behoort, en hulle vat hier en dan plak hulle dit binne in hulle kar, en dan sê hulle, ek gaan nou veilig gehou word, want Sint Christoforus is die bewaarengel, die bewaarheilige van reisigers. Ek's reg. Hoe kan dit wees? Nee, ek is nou veilig, ek is nou beter daaraan toe, want ek het hierdie elektroniese apparaat, ek is nou beter daaraan toe. Vra jouself net af, miskien vind dit raakvlak, miskien nie, maar oorweeg dit. Die volgende aspek wat ons dan moet kyk egter van waar Babylon geval het en van waar daar werklike 'n probleem is nie net in die vorm van wat ek aanbid nie, wat mense aanbid nie, maar hoe daai aanbidding plaasvind. En in Handelinge 2 dan sien ons ietsie, iemand se boot gaan nou geskit word, ek is seker daarvan. Maar ek vertel dit maar net soos wat die beste van my vermoë. Vandag is die dag wat ons praat oor geval het Babylon, so ons praat oor dit tot die beste van ons vermoë. Handelinge 2, vers 8, lees ons die volgende, hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië en so gaan dit deur die lys. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Wat gebeur op daai dag? Die Heilige Gees was uitgestort. Mense het die vermoë gehad om te kan getuig in ander tale, dat mense van ander tale, volke, nasies, kan hoor wat die groot dade van God is en dat hulle tot bekering kan kom, dat hulle gered kan word. Hierdie is gegee met die doel voor oë van sending. Nie waar nie? Dis hoekom dit daar is. En verder is daar 'n verduideliking in Korintiërs wat gegee word van hoe hierdie moet werk. 1 Korintiërs 12, dan sê dit aan die einde daarvan, almal is tog nie apostels nie. Ek is in 1 Korintiërs 12 vers 29, dis op die bord. Almal is tog nie apostels nie, almal is nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal het tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking? Nee. Spreek almal in tale? Nee. Kan almal dit uitlê? Nee. Retoriese vraag, dit sê nie nee daar nie, maar mense kan aflei van dit wat hy sê. Dis die punt, nie almal het dit nie. Tog is daar kerkgeleerdere wat leer, nou op hierdie stadium van die wedstryd, is dat jy die almanier van hoe dit kan wees, wat jy kan sê dat jy eintlik gered is, wat die Heilige Gees in jou lewe is indien jy die vermoë het om in 'n taal te kan praat, nie 'n menslike taal nie, in iets wat mense nie kan verstaan nie. Dit word nie ondersteun deur die teks nie, dit word nie ondersteun deur die skrif nie. En ek is nie besig om nou net hierdie te sê hierso van duimsuig, omdat ek gehoor het iemand het op 'n stadium daarvan gepraat en ek het nou net gedink dis 'n oulike ding om aantal uit handeling uit. Ek kom uit so 'n kerk uit. Ek het gekom uit 'n plek van waar ek gesmag het vir jare om die tale te kan praat. Bla 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 bla, om dit te kan doen. Want ek het geglo dat dit is waar 'n mens veronderstel is om te wees. Toe ek ingekom het in die kerk waarin ek vroeër was, het ek gedink is, maar ek het die waarheid gekry. En die rede van hoekom ek geglo het ek het die waarheid gekry, het eintlik gehandel oor die doop. Okay, maar hierdie ouens doop soos in Virginia. Hulle doop soos wat die Bybel sê, doop van gelowiges. Nie daai doop nie, daai doop. Daai is dis 'n gesprek van sy eie, dis 'n hele gesprek van sy eie. Maar toe was ek was so dankbaar, wonderlik, die kerk, hierdie is die kerk van die waarheid. En nou moet ek, okay, as ek in die kerk van die waarheid is, dan moet ek nou soos daai praat, totdat ek later toe moet besef, wag 'n bietjie, maar hierdie werk glad nie. Eerste rede hoekom dit glad nie werk nie. Dit wat gebesig was vanaf die kansel, is nie die reine waarheid van dit wat in die woord staan nie. Dit was verskriklik vlak. Dit was 'n baie vlak teologie. En die rede hoekom daar 'n vlak teologie was, is want daar was die heeltyd 'n soeke na 'n ervaring. Daar moet 'n aanraking wees van een of ander beskrywing, gewoonlik gedrewe deur die musiek. En as die krag afgegaan het en die musiek was nie so lekker nie, dan het die Heilige Gees net nie gekom nie. En dit was regtig hartseer. So dis die een kant, die ervaringsgedrewendheid daarvan. Die tweede gedeelte hierso, wat van besondere belang is, wat meer treffend was en wat ek oor kan absoluut getuig. Ek weet vir 'n feit dat ek in staat was om oënskynlik in tale kan praat, soos wat sekere kerke dit dan gaan gee, en ek verwys nou na hierdie brabbeltaal, nie 'n nuwe taal soos Chichewa of Japanees of Russies of iets soos dit. Die woord wat hulle gebruik daarvoor is glossolalia, wat basies beteken is dat jou tong word los. Dat jy daai doen. Ek was besig om dit te doen terwyl ek skuldig was aan gruwelike sonde. Ek erken dit ruiterlik. Gruwelike sonde, maar dan kan ek dit doen. Hoe is dit moontlik dat die Heilige Gees uitgestort word op 'n persoon wat radikaal verkeerd is in dit wat hulle doen? Hoe is dit moontlik? Kan nie wees nie. Heilige Gees word nie uitgestort in daai omstandighede nie. Kan nie, sal nie. So hierdie is nie, dit is nie soos wat die Here dit wil hê nie. Ek lees vir julle 'n aanhaling van 'n ou met die naam van Frank Bartelman. Ek is seker dat hy sal my naam op 'n ander manier uitspreek, maar ek is Afrikaans. Hy's 'n Amerikaner, maar so ek sê Bartelman. Hy was teenwoordig by Azusa Straat, en vir diegene wat die geskiedenis ken, in Azusa Straat in Amerika was daar 'n groot uitstorting van wat hulle gesê het die Heilige Gees is, en dis die eerste keer van waar hierdie
tale gebesig was in Amerika. Daar was 'n ander gedeelte voor daai, lank voor dit, maar hierdie was die mees, dit word geag as die begin van die Pinksterbeweging by Azusa Straat, onder die bediening van 'n man met naam van William Seymour en 'n ander man met naam van Charles Parham. Frank Bartelman was daar en hy skryf die volgende: Ons mag nie, en julle kan dit op die bord sit asseblief, julle mag nie 'n doktrine hou of 'n ervaring soek behalwe in Christus nie. Baie is gewillig om krag te soek ten einde wonderwerke te laat gebeur, om aandag op hulle self te vestig en dus Christus te beroof van sy glorie en om 'n mooi vertoning in die vlees te maak. Die grootste behoefte blyk te wees vir ware volgers van die nederige en sagmoedige Jesus. Dis wat ons eintlik nodig het. Die versoeking dit lyk asof dit trek na leë manifestasies. Hierdie vereis geen spesifieke kruis of om te sterf vir self nie. Let wel wat ek vroeër gesê het, ek was daartoe in staat om saam met die beste van hulle en ek gaan dit nie hier naboots nie, ek gaan dit nie herhaal nie, om daai te doen, nie van die kansel af nie, anyway, ek kon daai gedoen het terwyl ek nie gesterf het tot self en gesê het, ek gaan nie ophou met daai dinge nie, ek gaan aanhou om hierdie goeders te doen, wat ek weet sleg is, en ek weet dit is verkeerd, maar ek hou aan met dit, en tog kan ek nog steeds hierdie ding doen, ek is seker okay, want ek kan seker in hierdie dubbel wêreld lewe, doen dit wat vieslik is, en gaan nie, want ek het die ervaring gehad, toe ek hierso die aand opgedaag het, die Sondag aand het ek opgedaag, en ek het hierdie ervaring gehad, ek is seker alright. Verstaan julle die verskriklike probleem van wat die persoon in homself kan bevind, wat daar is? Daai persoon gaan sterf in sy sonde. Daai persoon sal sterf, ek sou sterf in my sonde, terwyl ek doen wat gruwelik is, voor God, en ek flous myself, ek word geflous, word ek nou baie opgewonde, ek flous myself, dat ek is eintlik alright, rad voor die oë gedraai, kan nie wees nie. Geval het, Babylon sê dit. Ek lees vir ons verder van Bartelman se stuk. Hierdie vereis nie enige spesifieke kruis of om te sterf vir self nie. Daarom is dit altyd gewild. Ons mag nie kragte, gawes, die Heilige Gees of enigiets voor Jesus stel nie. Let wel van hoe werk die Heilige Gees. Kom ons herinner onsself net gou van wat dit staan in Johannes 14 en in Johannes 16. Die Heilige Gees se werk is om ons te herinner aan alles wat Jesus vir ons reeds gesê het. Die werk van die Heilige Gees om vir ons te oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Heilige Gees staan nie daar so en soos en ek en almal nou vir my. Dit werk nie so nie. Die klem is dan verkeerd. Julle verstaan Bartelman se punt wat hy maak. Enige sending wat selfs die Heilige Gees bo die Here Jesus Christus sit, is reguit op pad na die rotse van fout en fanaticisme. Godsdienstige entoesiasme skiet maklik saad. Sorry, ek is te ver, daar sê. Godsdienstige entoesiasme skiet maklik saad. Die menslike gees is so vinnig om te spog met 'n godsdienstige gees. The human spirit so predominates the show-off religious spirit. Vertaal dit soos wat julle wil. But we must stick to our text, Christ. Ons bly by ons teks, Jesus Christus. Daar is net een naam onder die hemel en aarde waardeur ons gered mag word. Net een naam onder die hemel waardeur ons gered mag word, en dit is die Here Jesus. Enige werk wat die Heilige Gees of gawes bo Jesus lig, sal uiteindelik eindig in fanaticisme. Let wel hierdie laaste stuk, wat ook al ons Jesus laat verhef en lief hê, is goed en is veilig. Die teendeel lei net, dit vernietig alles. Die teendeel vernietig alles. Ek lees gou vir julle volgende stukkie. Iemand wat ook in daai tyd gelewe het,
Toe ons van Portland teruggekeer het, was daar toenemende bewyse van die verwoestende gevolge van fanatisme. Sommige het blykbaar gedink godsdiens bestaan uit groot opgewondenheid en geraas. Hulle sou op 'n manier praat wat ongelowiges geïrriteer het en wat 'n invloed gehad het om haat teen hulle self en die leerstellings wat hulle verkondig het aan te wakker. Dan sou hulle bly wees dat hulle vervolging verduur het. Ek het dit onlangs het ek het gehoor van 'n persoon wat 'n geneigtheid het. Hulle is hier so in Centurion, hulle het 'n geneigtheid om te staan op die verhoog en vir mense so te gooi met water van die verhoog af. En dan val hulle om in strepe. En dan sê hulle dat dit is die werk van die Heilige Gees. En soos hulle dit so doen, hier so kap mense net om. En dan sê hulle daarna is dat ek is al so gekritiseer oor die goeders wat ek doen. Kyk hier, ek word vervolg ter wille van die naam van Jesus. Ek is jammer. Dis nie hoe dit werk nie. Daar is 'n baie eenvoudige daar staan geskrywe van hoe goeders werk. En om te staan hier so en water oor 'n gehoor uit te gooi, en vir mense wat omval. Waar word die hart geraak? Ek vat julle terug na my eie ervaring toe, na dit wat ek vir julle vertel het. Gesmag daarna om, maar ek wil hierdie graag hê. Tog is daar sonde. Hoe kan dit wees dat ek dan ietsie ontvang van die Here terwyl ek nog steeds hierso besig is met verkeerde ding te doen? Ek moet mos gebring word tot by 'n punt van waar ek bekeer word. Wat was Jesus se eerste boodskap? Bekeer julle, want die koninkryk van die Here het naby gekom. Matteus 4 vers 17. Dis die eerste ding wat Johannes die Doper ook gesê het. Bekeer julle. Wat het Jesus gesê vir die vrou wat in oorspel betrap was? Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer. 'n Geheiligde lewe is dit wat moet gebeur. Jesus red my uit my sonde uit, nie in my sonde nie. Ek lees vir julle verder. Satan was bly daaroor, op die volgende skyfie. Satan was bly daaroor van hierdie wat gebeur het. Dit het hom goed gepas om te sien hoe die waarheid hanteer word deur onheilige manne, om dit met dwaling te vermeng en dan alles saam in die stof vertrap te sien. Hy het triomfantlik neergesien op die verwarde, verstrooide toestand van God se kinders. 'n Babelse verwarring heers in talle kerke. 'n Babelse verwarring het geheers in my gedagtes. 'n Babelse verwarring heers oralster. Daarom dat die Here sê, kom uit daar uit, my volk, kom uit, ek smeek julle. Die Babelse verwarring gaan, daar is soos, ek het al voorheen hiervan gepraat en ek sal dit weer vinnig noem, kerkgeleerdere wat glo dat die Bybel is nie die geïnspireerde woord van God. Dis nie in die kerk se leerstellings nie, maar dis van die hoogleraars van daai kerke. Die Bybel is nie eintlik geïnspireerd nie. Dit is maar mense se gedagtes oor God. Daar bestaan nie regtig 'n Satan nie. Jesus het nie uit die dood uit opgestaan nie. Maria was nie 'n maagd nie. Sulke tipe goeters word dan geglo. En dis maar hoe dan nou? Wat is die raad? Kom uit daar uit, my volk. Kom uit daar uit. Ek gaan gou na die volgende aanhaling. Die dinge wat jy beskryf het, dat die Here aan my getoon sal plaasvind net voor die genadetyd eindig. Elke onbehoorlike ding sal tentoongestel word. Daar sal geskreeu word met tromme, musiek en dans. Die sintuie van verstandige mense sal so verwar word dat hulle nie vertrou kan word om regte besluite te neem nie. En dit word genoem die werking van die Heilige Gees. Hoe dan nou? Die Heilige Gees openbaar homself nooit deur sulke metodes nie, sê dit. Nooit. In so 'n kabaal van geraas nie. Dis 'n uitvinding van Satan om sy vernuftige metodes toe te smeer waarmee hy probeer om die suiwer, opregte, verhefte, veredelende, heiligmakende waarheid vir hierdie tyd tot nul te maak. Wat beteken dit as die ding veredel? Jy haal die gemors uit dit uit, né? Wat beteken dit as die ding heilig gemaak word? Dit beteken hy's nie besig om af te dwaal en ietsie anderster te doen nie. Ek het nodig gehad om die veredelende werk van die Heilige Gees te bewerk, waar ek oortuig word van sonde en geregtigheid en oordeel. Dat ek kan wegkom van die pad waarop ek was, lank voordat ek die vermoë nodig gehad het om te op 'n ander onverstaanbare ding wat net vir my eie persoonlike verheffing was.
Dit kan mos nie wees nie. Die klem word so sterk gelê op die self, op die ek, dat Jesus kom nie so, dit vervaag maar net. Dit is die tragedie. 'n Kabal van geraas skok die sintuie en verdraai dit wat, indien dit reg bestuur word, 'n seën kon wees. Die magte van sataniese agente meng met die lawaai en geraas om 'n karnaval te hou. En dit word genoem die werking van die Heilige Gees. Wanneer die vergadering, die byeenkoms eindig, word die goeie wat gedoen kon en moes word deur die aanbieding van 'n heilige waarheid nie verwesenlik nie. Diegene wat aan die veronderstelde herlewing deelgeneem het, ontvang indrukke wat hulle van koers aflei. Hulle kan nie meer duidelik vertel wat hulle voorheen van Bybelse beginsels geweet het nie. In Konings 1 Konings 19. Julle verstaan dat ek nou net daarso, daai wat ek nou gelees het. Daar's al hierdie goeters wat aan die gang is. Dis al hierdie drama, dis al hierdie opwinding. Wat het jy eintlik geleer uit die Bybel uit? Nee, maar dit was net so 'n belewenis. Gewoonlik dan word dit in Engels gegee. Dit was so 'n experience. Ek het so 'n wonderlike encounter met die Spirit gehad. En dan wil ek ietsie oorkom. Ek sê dit wat ek nou sê en ek gaan dit nou, ek spring nou eintlik hierso tot by die eindpunt. Want dit wat ek nou net gesê het kan baie hardvogtig oorkom. En ek bedoel dit nie so nie. Ek is nie kwaad vir die mense wat hierdie doen nie. Ek is kwaad vir die vyand wat so lieg. Dis wat my ontstel, vir die mense wat gevang word in hierdie. Ek het familielede wat gevang is in die. Ek het mense vir wie ek omgee wat gevang is in hierdie. En die vyand lieg vir hulle en hou vir hulle voor, nee, die Heilige Gees het nou so gemaak, God is eintlik so. Nee, hy is nie. Nee, hy is nie. 1 Konings 19, dan lees ons die volgende. Dis nou net nadat Elia slag geslaan het teen die Baal-profete. Ek is amper daar, my vingers is nog koud. Die res van my is warm, maar my vingers is koud. Ek lees hierso in vers 11. Die Here het verbygegaan hierso voor hom, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, en in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, en in die vuur was die Here nie. Drama, en die Here is nie daar nie. En na dit was daar 'n gesuis van 'n gesagte koelte. Wanneer praat die Here met ons? Diep in ons binneste, dan lees ons 'n ding raak wat ons tref, en ons dink, my goeieste. En dan kan ons sê, daar staan geskrywe. En dit bring ons tot by 'n punt van oortuiging en van wat ek kan sien. Okay, maar dis wat God vir my sê. Goed, ek gaan dit dan so doen. Here, help vir my, gee vir my die krag om dit so te doen. In Johannes 5:39, dan sê Jesus, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Dit is die wat van my getuig. Die skrif getuig van Jesus. En die Heilige Gees is die een wat vir ons dan herinner aan alles wat hy gesê het. Die vraag wat ek nou moet vra, en ek vra hierdie vir elke persoon wat al ooit 'n Christen, wat die naam van Christen aanhang, jaag ek ervarings na, of soek ek net 'n ontmoeting met Jesus? Dis ek en hy, daar's niemand daar nie. Elia se metode, daar's niemand daar nie. Daar's nie die hele skare wat besig is om vir my te kyk, en 450 van die een en 400 van die ander afvallige profete, en ek is nou besig om teen hulle te beklei in 'n groot drama en vuur val neer. Nee, dis 'n sagte stem wat daar kom praat, met my, in my hart. Dit is die ontmoeting wat ek nodig het. Nie in die drama, nie in die skouspel, nie in al daai, nie in die ophef nie. Daar's 'n volgende gedeelte van wat ook deel is van die wyn van Babylon. En ek het nou vir julle slegte nuus, die oorlosie daar agter het afgegaan, so ek het geen idee hoe laat dit nou is nie. Wag, hang on. Ek het die oorlosie aan. Ek sal vinnig wees met die laaste stukkie.
So ons eerste gedeelte wat ons na gekyk het, is die dinge daarvan om beelde na te jaag. En ek dink nie baie mense, daar's nie 'n beeld hier binnekant, soos wat julle kan sien. Dit gebeur nie. En dan het ek nog gepraat oor die volgende gedeelte, en dit is die ophef wat gemaak word oor ervarings en van die drama wat plaasvind. En dan het ons ook gesien, is dat maar hierdie dit is die wyn van Babylon, want dit lei tot 'n verwarring, dit lei tot teologiese gemors. Dis moontlik, net sodat julle weet, om in tale te praat in verskeie godsdienste. Die brabbel tipe storie. Jy kan in baie kan jy dit doen. So wat se God is dit nou wat jy besig is om te aanbid? Just saying. Daar's verwarring wat in daai kan wees, en die verwarring in my eie lewe het ek gegee en ek hoef dit nie nou te herhaal nie. En die volgende aspek wat ons ook nou moet kyk is een wat ek gister baie sterk aan herinner was. Ek was gister by 'n begrafnis wat ek gaan bywoon het, familie van familie, en dit was verskriklik hartseer om te sien van hoe die persoon voor gestaan het en gesê dat moenie glo in die klug, moenie glo in die fabel dat Sint Petrus jou gaan kom ontvang by die Parelpoort nie. Maar ek is seker daarvan dat hierdie persoon was ontvang deur 'n geliefde by die Parelpoort. En dit was net, okay, wag, daai is 'n fabel. Hoekom is dit nou die waarheid ewe skielik? Waar kom die grondslag vir dit? Hoe kan dit wees? En net 'n paar skrifgedeeltes wat hierdie gedagte net wil uitlig, en dit kan ons op die bord, dan kan ons asseblief sit. Psalm 115 vers 17 sê, die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. Die prentjie van 'n persoon wat sterf en onmiddellik dan ontvang hulle harp en hulle gaan sit daar so en hulle is besig om te sing, die teks ondersteun dit nie. Dis nie daar nie. Is die persoon verlore? Is hulle soos weg, vergete? Gaan hulle nooit weer sien nie? Glad nie. Die Here het 'n belofte gemaak dat hy ons gaan opwek. Maar ons het nie onsterflikheid uit ons eie uit nie. Prediker 9 vers 5, hy's ook op die bord. Die lewendes weet dat hulle moet sterwe, die dooies weet glad niks nie. Hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Dit is nie meer 'n gedagte, kognitiewe proses wat aan die gang is nie. Lukas 11 vers 14, Jesus se woorde. Hy het gespreek en hy sê vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Ek gaan nou die knoppie druk. Amper daarso. Right, daar gaan hy. Dankie. Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan hom om wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En Jesus sê toe hulle ronduit, Lazarus is dood. Jesus praat van dood en slaap, en hierdie ding is dieselfde ding. Wat gaan hy doen? Hy gaan hom om wakker te maak. Hy gaan hom wakker te maak. So wat gaan gebeur wanneer ons gaan slaap? Die Here gaan kom om ons wakker te maak. En Johannes 5 maak dit so duidelik so daglig. Johannes 5 vers 28 en 29. Moenie julle hieroor verwonder nie. Daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en uitgaan. En die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Ons laaste stukkie wat hierdie betref is 1 Timoteus 6:16, en sê dit dat die Here alleen besit onsterflikheid. Hoekom is hierdie 'n Babelse verwarring? Want dit maak van die Bybel ietsie wat jy nie lekker kan verstaan nie, want as dit dan sê dat Jesus kom terug, kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Maar wat dan vir diegene wat klaar hulle loon ontvang het en hulle is klaar, hoe werk dit? Dis dan 'n gaping wat in daai staan. 1 Tessalonisense 4, as dit praat van die Here kom terug en die grafte gaan oopgaan en die mense gaan opstaan. Wat is dit dan as 'n persoon dan onmiddellik in die hemel is? Hoe werk dit? Dit maak dit deurmekaar. Die verdere risiko van die Bybelse verwarring wat hierdie betref is nou beteken dat ek kan ewe skielik, soos wat John Edwards gedoen het 'n paar jaar gelede, is ek kan nou praat met dooies. Ek kan nou met afgestorwenes, dan kan ek praat. En die afgestorwenes het ewe skielik al die kennis wat tot hulle beskikking is. Hulle weet ewe skielik wat in die toekoms. Hulle kan oor my waak. Nee, my bewaarengel is besig vir my op te pas. Thanks, ouma. Hoe is dit dat ewe skielik dat 'n persoon dan wanneer hulle sterf, dan kry hulle kry dan alwetendheid, alomteenwoordigheid
en almag? Aan wie behoort alwetendheid, almag en ek het nou my verkeerde volgorde. Almag, alwetendheid, alomteenwoordigheid. Aan wie behoort dit? En onsterflikheid. God alleen is dit wat dit kry. So hierdie wat hier gebesig word deur baie mense, dis spiritisme. So aan die een kant dan het ons sensasiesoekery en aan die ander kant het ons spiritisme. Geen wonder dat die Here sê, kom uit daar uit my volk. Kom uit daar uit. En die enigste manier van 'n mens veilig kan wees, wat hierdie saak betref, is dit wat vir ons gegee word in Jesaja. Jesaja 8 vers 20 gee baie duidelike aanduiding van hoe dit werk. Tot die wet en die getuienis, 8 vers 20. Tot die wet en die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dageraad het nie. Hulle is 'n volk vir wie die lig nie gaan opgaan nie. Hulle is 'n volk wat in duisternis gaan bly. Let wel, hier is die Bybel, dit is die boodskapvertaling. Hou vas aan die dinge wat die Here vir julle geleer en gewys het. As mense ander rigting as hierdie inslaan, is hulle toekoms duister. So die Babyloniese verwarring gaan oor ten dele beeldeaanbidding, 'n ervaringsgedrewe godsdiens en hierdie vreemde gedagte van die onsterflikheid van die siel wat nie uit die Bybel uit verdedig kan word nie. Daarom dat die Here sê, ek het 'n stem hoor sê, gaan uit daar uit my volk. Gaan uit daar uit. Nie gemeenskap met hulle sondes mag hê, nie van hulle pla ontvang nie. En die rede hoekom mense dan dalk nie sal wil weggaan van hierdie, is dat op die korte duur, is dat die gewoonte is te sterk om te breek. Hulle wil nie die geld opgee wat hulle kry vir hierdie nie. Hulle gaan oppositie kry van hulle familie. Hulle hou nie van om te beklei nie. Hulle is gewild in hulle kerk, hulle het 'n amp, hulle het 'n stand daarso, die tradisie, en hierdie is een wat ek al baie gehoor het, is dat maar ek my eie familie sê hierdie vir my. En my hart breek daaroor. Maar ek is reg geleer deur my ouers. En ek kan nie dit wat ek kan nie doen wat jy nou vra, want dan doen ek oneer aan dit wat my ouers vir my geleer het. Hoe kom ons oor daai bruggie? Wel baie maklik, want die mens is, Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Bedorf is dit, wie kan dit ken? Ek kan 'n fout maak, ek kan baie maklik 'n fout maak, maar as die woord sê, doen dit so, dan doen ons dit so, en ons eer gee ons dan aan God, eerste, voordat ons gee aan 'n familielid, en as ek sê dat daai familielid het my op 'n sekere manier geleer, my pa, my ma, my ouma, my oupa, almal van hulle, ek is seker hulle die heel beste gedoen wat hulle kon, die heel beste, ongetwyfeld, maar as ek dan van beter weet, wat ek leer uit die Bybel uit, dan doen ek beter. Ek doen geen oneer aan hulle nie, want hulle sal dan vir my, as hulle met my sou praat, dan sê, jy het dit raak gelees in die Bybel? Wow, dis 'n gedagte. Ja, maar kom ons doen dit dan. Nie waar nie? As ons dan moet sê dat die Bybel is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad, as hierdie 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad is, as ek dan as ek hom gesien het, maar Jesus nog lig wat soontoe kan skyn, vat dit dan. So daar's dus nie 'n rede van hoekom mense moet wegbly, dat hulle moet bly in wat hulle was, op grond van vrees vir dat ek doen oneer aan daai. Nee, ons moet God eer. Eerste, en as God vir ons sê, kom uit daar uit my volk, dan is dit wat ons moet doen. So hierdie gedagte. Hierdie is 'n prentjie van mense wat nie uitgegaan het nie. Hierdie mense is, en hulle is besig om nou babas te wys. Ek's weer in Berlyn. Dis 'n prentjie van hulle so staan daar en hou hulle die baba op, dat ouma en oupa wat aan die ander kant as hulle kleinkinders kan sien. Weet jy wat doen hierdie foto aan my? Dit soos ek voel, dit draai sommer so in my binneste. Dit maak mens stikkend, en dan dink jy net, as hulle net kon uitkom, as hulle net kon uitwees, dan kon hulle saam, dan kon hulle veilig gewees het. Dis tragies. Niemand weet wat die ou se naam is nie. Wel, okay. Dis nie opgeteken in geskiedenis wat ek van weet. Maar hierdie is waar ek wil wees. Hierdie is waar ek wil wees. Daai persoon wat daar so sê, like, ek vind myself aan die verkeerde kant van die draad, wat maak ek nou?
Ten spyte van wat dit vir my gaan kos, ek wil vir daai persoon oor die draad gaan haal. Dis 'n Oos-Duitse soldaat wat daar so staan. Dis 'n soldaat van die DDR. Wat daai kind net nadat hy die foto geneem is, hy het links gekyk, hy het regs gekyk en hy daai kind gehelp daar so hier op 'n manier, trap hy so die ding af en daai kind is uit. Daai kind is veilig. Hy's in Wes-Duitsland. Hy het moontlik gaan oorslaap by 'n maatjie of by ietsie soos daai, maar hy wil terugkom by sy pa. Hy wil by sy ware pa wil hy wees. En daai ou het ten spyte van wat dit vir hom gekos het, hy gesê ek gaan vir hierdie kind help. Dis die trefkrag van hierdie boodskap van vandag. Dis die punt daarvan. Glad nie 'n gedag van maar jy's verkeerd, jy glad nie. Dis nie die punt nie. Die vyand is verkeerd, die vyand lieg, die vyand is die vader van die leuen en ons het woord gekry om vir mense te kan sê, geval het Babylon, kom uit. Wat gaan ons doen om seker te maak dat dit plaasvind? Vir elke persoon wat uit Oos-Berlyn uit weggekom het, hulle sou nie belang gestel het in dubbele burgerskap nie. Daai DDR paspoort, smyt hom weg, brand hom. Ek het geen belangstelling om terug te gaan nie. En dit is wat ek so graag sal wil bied vir elke persoon wat hulle self vind aan die verkeerde kant van daai muur. Elke een wat dit net kan hoor. So hier is die lang en die kort van vandag. Eerstens, Openbaring 12 sê, jy's 'n teken. Openbaring 13 sê dat die dier laster, en die diere uit die aarde dwing daai af, en ons laaste waarskuwings, ons eer God, ons verlaat die leuen, en ons vermy die merkteken. Mag ons elkeen daai ou wees, wat daar so staan en sê, ek gee nie om van wie vir my nou gaan uitvang, wie vir my nou gaan pla met die, maar ek gaan vir hierdie persoon help. Die Here sal daai persoon oor u pad stuur, met wie u kan praat. Nie vir hulle hele lewe vir hulle verander, maar net daai klein stukkie van, ek help jou net hier oor hierdie stukkie van die draad, ek trek net hierdie stukkie van die doringdraad uit jou pad uit, dat jy self daar kan uitkom. Jy kan nie hier uitkom miskien nie, en ek kan nie hierdie hele ding verwyder nie, maar wat ek kan doen, ek kan vir jou 'n gaping maak, ek kan vir jou 'n lig aansit om te sê, sit jou voet daar. Mag ons elkeen getrou wees in dit wat die Here vir ons geroep het om te doen, want geval het Babylon. Mag ons die Here se werk doen. Amen.